Hallo almal, baie welkom by die groot ontbyt. Ek is so dankbaar vir grimering. Ek weet nie van julle nie, maar as daar nie grimering was nie, sou ek elke dag moeg gelyk het. Moegheid kan wees van te min slaap of te veel slaap as jy gelukkig is. En volgens JD Ice het volwassenes 6 tot 9 ure se slaap in per dag. Glo my, dit help nie jy vat die dikste onderlaag en concealer en plak dit onder jou oë om jou moegheid weg te steek nie. As jy 'n manier soek om jou grimering te gebruik om jou moegheid weg te steek, gaan ek 'n baie tyd spaar vir jou. Want vandag gaan ek al my geheime met jou deel. So kom ons spring in. Ons almal weet nou al dat goeie grimering net kan gebeur as jy goeie velsorgprodukte gebruik. Op dae wanneer ek baie moeg voel, hou ek daarvan om 'n oogmasker te gebruik. Meeste van hierdie oogmaskers bevat kollageen wat sal help met die veroudering onder die oë. Ek los die masker aan vir so 10 minute terwyl ek koffie maak en aantrek vir werk. En daarna gebruik ek 'n vogtige oogrim om die pofferigheid en fyn lyntjies te verminder. So as jy sukkel met donker sirkels onder jou oë, gaan ek vandag vir jou leer hoe om te color correct. Vir 'n lig na medium gelaat het jy 'n perske kleur concealer nodig. En vir 'n donker gelaat moet jy 'n oranje concealer aanwend. Dit is baie belangrik dat jy so min as moontlik van hierdie produk gebruik, want ons wil net die donker sirkels neutraliseer. Ek gebruik sommer my vingers om die concealer onder my oë aan te tik. Die volgende stap ken julle baie goed, en dit is om 'n concealer te gebruik wat se 2 skakerings ligter is as jou onderlaag. Ek gaan baie min concealer gebruik en gaan net 1 merkie maak by die binnekant se hoek en 1 merkie by die buitekant se hoek van my oë. Ek fokus ook baie om die concealer in 'n opwaartse rigting te druk by die buitekant hoekie van my oë om my oë meer oop en vars te laat lyk. Ek gebruik 'n romerige highlighter in die binnekant hoekie van my oë. Kyk net hoe helder en wakker lyk my oë al klaar. Jy kan ook 'n bietjie op die buitekant hoekie aanwend om die illusie te gee vir groter oë. Ek gaan my wenkbroue effens opkam en dit invul met 'n wenkbrau mascara. Dit sal lyk asof jy 'n brow lamination gehad het, amper soos mintjies in. Wanneer jou oë moeg lyk, gebruik neutrale kleure soos ligbruin en beige. En vir 'n pop van kleur gaan ek 'n koraalkleurige oogskadu in die waai van my oë aanwend. Hierdie kleure sal nie aandag trek na rooiheid of pofferigheid onder jou oë nie. In plaas van 'n swart oogomliner het ek weer 'n bruin oogpotlood gebruik, soos verlede week, want dit is baie sagter op jou oë en dit gee definisie sonder om te veel aandag op jou oë te sit. Ek gaan 'n ligte pink beige kleur oogpotlood in die onderste waterlyn aanwend om verder enige moegheid weg te toer. Moet asseblief ook nooit 'n wit potlood gebruik nie, want dit lyk so onnatuurlik. Voordat ons kom by mascara, ek het al baie vrouens gesien wie se wimpers reguit uitgroei. Nou dit kan ook 'n rede wees hoekom jou oë moeg lyk. Om die probleem vinnig op te los, kan jy gaan vir 'n keratin lash lift wat jou wimpers hervorm sodat dit mooi kan krul. Nou die behandeling gee vir jou die illusie vir groter oë wat vars lyk. En die beste is, jy kan jou wimpers laat tint sodat dit lyk asof jy mascara dra. My wimpers krul natuurlik, so ek gaan net mascara lekker inwikkel. En dit is hoe jy mooi oë wakker en oop laat vertoon. Vir meer raad en inspirasie, gaan volg my gerus op Instagram. Tot volgende week, totsiens.